Die skrywer roep sy lesers in Hebreërs 12 van vers 12 tot 13 op. Versterk daarom daardie hande wat slap geword het en die knieë wat knak en maak julle hardloopbane reguit. Dan sal die lam ledemate nie ingee nie, maar eerder beter word. Daarmee maak hy dit duidelik dat in die liggaam van Christus, in die gemeente van die Here Jesus, leef ons nie alleen nie. Ons probeer nie die wedloop van die geloof op eie houtjie voltooi nie, maar hier ondersteun ons mekaar. In baie van die Engelse Bybels, soos hier in die Holman Christian Standard vertaling, hoor ons baie duidelik ook die konsep van heling, genesing. Daar staan ook direk vertaal, Therefore, strengthen your tired hands and weakened knees, and make straight paths for your feet, so that what is lame may not be dislocated, but healed instead. Ons is deel van 'n liggaam, nie sommer net enige liggaam nie, die liggaam van Christus. Wanneer iemand in hierdie familie van God moeg is, dra ons saam. Wanneer iemand struikel, help ons hulle regop. Paulus is 'n baie sterk verkondiger van die liggaamsmetafoor. In Romeine 12 vers 5 lees ons, net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam en almal afsonderlik lede van mekaar. En in Kolossense 3 vers 15 sê hy, God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Nog een kernvers hieroor lees ons in Galasiërs 6 vers 2, waar Paulus ons saam met die Hebreërskrywer oproep, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Ware geloof is nie 'n solo projek nie, maar 'n gemeenskaplike pad, 'n familiepad. Die Hebreërskrywer se waarskuwing teen Esau dien as 'n herinnering. Moenie die ewigheid verruil vir tydelike plesier nie. Kortstondige genot kan duurder wees as wat jy dink. Net soos Esau sy eersgeboortereg vir 'n bord sop verkoop het, kan ons ook maklik ons fokus op God se seën verloor terwille van gemak of plesier, en na my mening dikwels ook terwille van so 'n traak my nie-agtige houding teenoor die liggaam van Christus. Daarom is dit belangrik om nie net jou eie wedloop te probeer hardloop nie, maar ook ander te help volhou. Aanvaar ook met deernis wanneer ander jou te hulp kom. Jou teenwoordigheid, jou deelname in die gemeente, jou opregte betrokkenheid en jou gebede vir ander maak 'n verskil. Kies vandag een persoon in jou gemeente of jou familie of vriendekring wat duidelik moeg of ontmoedig is. Bel die persoon, besoek hom of haar of stuur 'n bemoedigende boodskap. Wees vandag vir iemand anders die hand wat hulle moe knieë help genees. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir die wonderlike genade voorreg dat U ons in U liggaam ingevoeg het as medelede van mekaar. Help ons om oë en harte te ontwikkel vir mekaar. Help ons om raak te sien wanneer ander swaar kry, wanneer hande dalk slap word of knieë knak, en gee vir ons elkeen deur U Heilige Gees die raak sien van daardie persoon, maar ook die raak help, die optel, die hulp op die pad na genesing. En dankie dat U ons in 'n familie ingekoop het. Ons prys U naam daarvoor. Amen.